Welkom by NG Kerk Vorentoe se erediens. Die Here is God, hy alleen is God. Hy spreek, hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Uit Sion, stad van volmaakte pragt, verskyn God in glans. Ons God kom, hy bly nie stil nie, voor hom uit brand 'n vuur, rondom hom woed 'n storm. Hy roep die hemel en die aarde op vir die saak teen sy volk. Maak bymekaar die wat aan my getrou is, en met 'n offer 'n verbond met my gesluit het. Die hemel getuig, God is regverdig en hy is die regter. Goeiemôre gemeente. Ek groet julle in die naam van God die Skepper, in die naam van God die Seun en in die naam van God die Heilige Gees. Vrede vir elkeen van julle. Net so 'n paar afkondigings vanoggend, is die klank reg, kan almal my hoor? Ek klink vir myself baie sag, maar as julle my hoor, dan is dit goed so. Volgende Sondag skop ons weer af met die kwartaal en die kwartaal se dinge, so dan begin ons weer met kinderkerk en kleuterkerk en Sondagskool en alles wat lekker is. So ek glo dat almal van julle definitief hier sal wees. As julle in hierdie koue oggend kerk toe kom, maak ek staat daarop dat julle volgende Sondag weer hier gaan wees. En dan, wat ons ook volgende Sondag die kwartaal mee afskop, is 'n praise and worship aand, 'n lofprysing en aanbidding aand. Die op die dak senior jeug bied dit aan, maar dis nie net vir die senior jeug nie. Ons nooi almal van julle uit, ons gaan 5:00 begin, en dan gaan ons sommer lekker saam sing vir 'n rukkie, en daarna gaan ons sommer net om 'n warm vuur saam kuier, en bietjie malva lekkers braai, so ons nooi elkeen van julle uit, sommer net vir 'n lekker geleentheid. Kom sing saam met ons, kom geniet dit saam met ons, en dan begin ons sommer net die nuwe kwartaal met al sy besige dinge op die regte manier. Dan is daar ook 'n wintersete, 'n lekker wintersete die 28ste Julie om 11:30 by Ralokka. So ons vra dat julle sommer nou reeds julle kaartjies sal kry. Dit gaan ook 'n lekker geleentheid wees waar ons saam gaan kuier en saam gaan eet, en
Dis dan altyd lekker as mens ook nie op 'n Sondagmiddag hoef te bekommerd te wees oor middagete maak nie. So kom eet saam ons, kom kuier saam met ons met hierdie lekker geleentheid. Soos julle sien, gaan die fondse ook ten bate van die uitreikaksie in die gemeente. So dit sal baie lekker wees as julle hieraan kan deelneem. Dan, soos julle weet, het ons 'n paar nominasies vir nuwe kerkraadslede. Vir ouderling is dit Roan Janse van Rensburg, Martelies Raads, Bertie Bredenham en Eloise van der Merwe. Vir diaken het ons vir Carly Kotse, Irma Engelbreg, Albert Engelbreg, Hannelie Kroukamp en Johan de Tooy. So as jy enige verdere navraag hieroor het, kan jy asseblief met Anton praat, die voorsitter van die kerkraad, en dan gaan ons hierdie kerkraadslede ook volgende Sondag tydens die erediens bevestig. Ek vra ook dat julle asseblief saam met hulle sal bid oor hierdie pad, oor hierdie nuwe reis waarop hulle gaan, en ook dat hulle rustigheid sal hê oor of dit is waar die Here hulle wil gebruik. Dan het ons verjaarsdae. Verjaarsdae is Anay, Fanta, Ina, Johani, Desiree, Harem, Christian, Annie, Denise, Brandon, Zander, Janu, Wilnet, Sakkie, Marie, Basil, Tasha, Clara en Martin. Nou ek moet sê, my kerkraad was vanoggend so 'n bietjie besig. Is daar kerkraadslede wat lekker goed gevat het om uit te deel? Julle is reg, goed, steek gerus julle hande op. Almal wat verjaar in hierdie week, as jy verjaar, steek jou hand op, dan kry jy 'n lekker sjokolade. Daar hieronder is iemand, daar bo is iemand, hier in die middelblok. Daardie dogtertjies is so bang, hulle mis daardie sjokolade. Hier in die middelblok is iemand. Nog iemand wat verjaar in hierdie week. Het almal sjokolade gekry. Martin. Ja, Martin verjaar ook Sondag. Baie geluk aan julle. Ek hoop dat julle baie lekker verjaar en dat hierdie nuwe lewensjaar sommer net 'n geseënde tyd sal wees. As daar enige besoekers is, enige nuwe lidmate, enige nuwe intrekkers, of sommer net iemand is wat 'n vraag het om te vra, julle weet daar by die koffie en tee is daar 'n toonbank. Julle kan sommer net daar by die toonbank aanmeld en daar die inligting kry. En dan wil ek regtig elkeen van julle op hierdie koue oggend uitnooi om saam te kom koffie en tee drink. Dis so lekker om julle ook daar beter te leer ken. Partykeer dan sit ons hier in die kerk en dan glip julle sommer net vinnig huis toe, maar kom ons het lekker koffie, kom drink saam met ons koffie daar by die koffie en die tee. Kom ons sluit ons oë. Here God, vanoggend wil ons uitroep, loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Here, ons loof U vir U troue liefde, ons loof U vir U wonderdade en vir wat U aan mense doen, vir wat U vir mense doen. U het ons dors geles, U het die dors geles van soveel mense wat dors was, wat versmag het. U het die goeie in oorvloed gegee, Here, en U het die gesorg vir die wat honger ly. En Here, soos Kalfyn bid ons, Here God, Hemelvader, U in wie die volheid van die lig en wysheid woon, verlig ons denke deur die Heilige Gees en skenk ons die genade om U woord aan te hoor met eerbied en in nederigheid, waarsonder niemand U waarheid kan begryp nie. Here, in dit alles, dit vra ons om Christus ontwil. Amen. Ek nooi julle dan uit om saam met my te staan. Ons gaan 3 liedere saam sing. Prys die Heer, Liedboek 471 en Vlam 406. Daarna kan julle weer julle plekke inneem. Is my bron en is my
Here ons God, in ons toenadering en ontvangs, kom ons met verwagtings, Here verwagtings vir onsself. Ons elkeen kom met ons eie identiteit, met ons eie ervarings, met ons eie lewe, Here. Maar dit wat ons hiernatoe bring, verstaan U beter as enigiemand anders. U ken ons harte, U ken ons bekommernisse, U ken ons tekortkominge, U weet wat maak ons opgewonde en bly. Here, U ken ons beter as wat ons onsself ken. En Here, daarom vra ons wanneer ons die woord vandag open, dat U tot ons sal spreek. Nie sodat ons hoor wat ons reeds weet, of sodat ons hoor wat ons graag wil hoor nie, maar sodat ons sal hoor wat U aan ons wil openbaar. Here, ons vra dat ons dit regtig so sal hoor, of dit is omdat U ons wil vertroos of uitdaag, of dit is iets wat dalk bietjie hartseer gaan bring, of vreugde bring. Here, maar ons vra dat ons elkeen ontvanklik sal wees vir die rigting en die mag van U woord, want U woord is die lig op ons pad, die lamp vir ons voete. Amen. Goed, gemeente, ons lees vanoggend saam uit Lukas 12, ons gaan vers 13 tot 21 saam lees, en dan ook net so 'n bietjie 'n paar verse skiep, en dan vers 33 tot 34 saam lees. Ek lees vanoggend weer vir julle uit die 2020 vertaling. Voordat ons lees, sommer net so 'n paar agtergrondopmerkings. Die Lukas Evangelie is geskryf deur 'n Griekse dokter of geneesheer genaamd Lukas. En hy het so van tyd tot tyd so 'n bietjie saam met Paulus gereis. Ons sien dat hy vir Paulus geken het, ons sien dat hy saam met hom gereis het, maar nie altyd nie. Baie van dit wat hy geskryf het hy gekry uit die bron van Markus. Hy het definitief die Markus Evangelie as 'n bron gebruik. En dan is daar nou nog nie heeltemal konsensus of hy wel Matteus ook gebruik het nie. Party teoloë meen dat Matteus dieselfde tyd geskryf is as Lukas en dat hulle albei net vir Markus gebruik het. Ander teoloë meen weer dat hy vir Markus en Matteus as 'n bron gebruik het, maar uiteindelik gaan dit daaroor dat hy wel die woord van God geskryf het. So getrou as moontlik het hy dit probeer skryf. Ons weet die Lukas Evangelie is ook die langste evangelie, en omdat hy uit 'n Griekse agtergrond gekom het, skryf hy ook vir Grieke, en daarom ken hy nie altyd die Joodse gebruike en tradisies nie, en daarom probeer hy dit ook bietjie meer volledig verduidelik. Waar die Markus Evangelie wat so lekker kort is, het hulle reeds die Joodse agtergrond geken. Daarom hoef hulle nie alles weer te verduidelik nie, want die Jode wat dit sou lees, sou verstaan waar dit vandaan kom en hoe die dinge by mekaar uitkom. So ons lees vandag in hoofstuk 12, en in hoofstuk 12 is ons op pad na Jerusalem toe. So Jesus is aktief op pad na Jerusalem toe, en dan het hy groot groepe mense geleer en onderrig. En partykeer, soos in die geval van Lukas 12 ook, het hy al 'n rukkie op dieselfde plek gebly, en dan het hy hierdie mense geonderrig. Maar dis nie noodwendig dieselfde mense wat hy leer en onderrig nie. Die mense het maar gewissel en gekom en gegaan, en dan is hy nou besig om hulle hier te onderrig. So ons lees van vers 13 af. Iemand uit die skare het vir hom gesê: Meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord hom: Mens, wie het my as regter of bemiddelaar oor julle aangestel? Toe sê hy vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Daarna het hy vir hulle die volgende gelykenis vertel. 'n sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Hy het homself toe afgevra: Wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy: Dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê: Mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare. Ontspan, eet, drink en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê: Jou dwaas, vannag nog sal jou lewe opgeëis word. En wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? So gaan dit
met iemand wat vir homself skatte bymekaar maak en nie in God ryk is nie. En dan lees ons vers 33 en 34. Verkoop julle besittings en gee vir liefdadigheid. Maak vir julle beursies wat nie vergaan nie, 'n onuitputlike skat in die hemel, waar 'n dief nie kan bykom en geen mot kan verniel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. John D. Rockefeller was die eerste biljoenêr van Amerika. En op 'n dag in 'n onderhoud vra hulle vir hom, hoeveel geld is genoeg? En wat hulle antwoord is nog net 'n bietjie meer. En dis die stryk waarin ek en jy as mense gedurig trap. Is genoeg ooit genoeg? Hulle het hierdie man gevra, die eerste biljoenêr van Amerika, 'n man wat so ryk is. Hoeveel geld is genoeg? En hy het gesê, net nog 'n bietjie meer. En baie keer dan voel ek en jy presies dieselfde. En dit gaan nie noodwendig altyd oor geld nie. Want as ons nou vandag praat oor gierigheid, oor geld, oor besittings, dan is die waarskynlik baie van julle wat sal sê, maar ek is nie skuldig daaraan nie. Ek het nie gierigheid nie. Ek is nie gepla oor net nog 'n bietjie meer geld of nog 'n bietjie meer besittings nie. Maar dalk het jy tog hier in jou hart 'n hinkering na 'n bietjie groter kar, 'n bietjie duurder kar, 'n bietjie groter huis, 'n mooier huis, 'n bietjie meer eiendom, of dalk selfs iets anders. 'n Hinkering na 'n bietjie beter wees in jou sport, jou beroepsleer, 'n bietjie vinniger klim. Dalk het jy daardie tipe hinkering, want gierigheid verbloem homself in alle maniere. So ons almal is waarskynlik iewers skuldig aan 'n bietjie gierigheid, waar genoeg net nooit genoeg is nie. As ek net 'n bietjie fikser is, of as ek net 'n bietjie beter vaar in my sport, of as ek net my salaris nog so klein bietjie meer kan aanpas, dan sal dit met my goed gaan. En wat is die ironie daarvan? Ons bereik nooit daai punt wat ons regtig vergenoegd is nie. Wat ons regtig sê, maar nou het ek genoeg en nou is ek tevrede nie. Ons sal altyd sê, maar as ek net baie geld gehad het, dan sal al my probleme opgelos wees. Dan sal dit met my goed gaan. Maar dan kry jy hierdie baie geld. Hierdie mikpunt wat jy gehad het. En dan dink jy, sjoe, maar nou is ek so bekommerd, hoe gaan ek hierdie geld oppas? Hoe gaan ek hierdie geld bestuur, dat dit nie 'n probleem is nie. En dan kry jy weer nuwe uitdagings en nuwe uitdagings. En dis wat ons vandag hier in die teks ook sien. Genoeg is net nooit genoeg nie. En die probleem met gierigheid kom uiteindelik nie in ons wat moet beplan en voorbereiding tref nie. Die probleem in gierigheid kom absoluut in dat ons uiteindelik op onsself begin staat maak. As ek net nog bietjie harder kan werk, of as ek net nog 'n bietjie meer geld kan spaar, of as ek net 'n beter motor kan koop. Dit gaan altyd oor eie belang. En dit is waar die uitdaging met gierigheid inkom. So ons lees in hierdie teks, Jesus is hier besig en hy's besig om te onderrig. Nou ek kry eintlik so snaaks wanneer ek hierdie teks lees, want dit het ook al gebeur, dat ek sit in 'n Bybelstudiegroep en ek preek vir hierdie tannies dat 'n openbaring nie letterlik opgeneem kan word nie. Dat daar simboliek in die teks lê en ek preek my beste preek daaroor. En al die tannies knik hulle koppe, hulle stem saam, hulle hoor. En dan kom ons by die Nuwe Jerusalem en dan sê hulle, "Sjoe, maar dit moet so mooi wees hierdie goue strate en hierdie lae mure." En dan mis hulle weer die punt wat ons oor en oor beklemtoon. En dis die idee wat ek hier kry wanneer ek sien dat Jesus preek en hy vertel vir hulle dat dit nie is wat belangrik is nie. Dit is nie belangrik om geld en besittings te hê nie. En dan kom daar nog steeds iemand uit die gehoor wat met 'n ander vraag kom en sê, maar wat van ons erfporsie? Help ons om hierdie erfporsie te verdeel. Of eintlik sê hy, sê vir my broer, hy moet die erfporsie met my deel. Nou hoe dit in daardie tyd gewerk het, is dat wanneer 'n vader sterf, dan kry sy kinders alles. En die idee was dat hulle dan saam bly en saam werk en saam voortgaan met hierdie erfporsie. So die bedoeling was nooit dat hulle
dit verdeel en elkeen op hulle eie gaan bly en aangaan nie. Maar wanneer hulle dit dan nou sou wou doen, was die algemene reël, die oudste broer sou 2/3 van die besittings kry en die jonger broer 1/3 van die besittings. Maar wat hulle dan in baie gevalle gedoen het, en daarvan lees ons baie keer in die Ou Testament, soos in Numeri en Deuteronomium, dat hulle dan hulle rabbi, hulle leermeester gevra het om te kom help. Om te kom help met hierdie verdeling sodat dit regverdig gebeur. So dis waar hierdie ou nou vandaan kom. Hy hoor Jesus preek, hy hoor Jesus praat, hy sien Jesus is 'n leermeester, 'n kundige, en daarom vra hy, help ons om hierdie erfporsie te verdeel. Laat my broer dit met my deel. En dan dadelik sê Jesus dat hy nie gekom het om hierdie wetlike aangeleenthede op te los nie. Hy het nie gekom daarvoor nie. Maar hy gebruik hierdie tog as 'n opvoedingsoomblik. Deur te sê, maar hierdie verhouding tussen broers is belangriker as die erfporsie. Dit gaan oor meer. Dit gaan oor soveel meer as die besittings waarmee jy hier uitstap. En dan lees ons vers 15, wat ongelooflik belangrik is, wat die kruks van hierdie hele gedeelte is. Ons lees in vers 15, toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. En miskien vandag, soveel jare later, moet ons onsself ook nog daaraan herinner, om te sê, of jy baie het en of jy min het, maak nie regtig saak nie. Dit bepaal nie jou rykdom nie. Dit bepaal nie of jy oorvloedige lewe leef nie. Jou rykdom lê nie daarin nie. Jou rykdom lê in 'n verhouding met God. Jou rykdom lê in 'n verhouding met ander mense. Daarin lê jou rykdom. Daarin lê jou oorvloedigheid. Want as jy besittings najaag, gaan jy net nooit genoeg hê nie. Net nog 'n bietjie meer. Net nog 'n bietjie meer. Ons gaan nooit daai punt bereik wat ons genoeg gaan hê nie. So Jesus sê nee, maar die broer se verhouding is eintlik belangriker. Jou besittings is nie so belangrik nie. As ons nou sommer dink, elkeen van julle ken waarskynlik iewers iemand wat ook nie meer met hulle eie broers en susters praat nie, oor erfporsies. Miskien is jy self in daai situasie wat jy nie met 'n broer of 'n suster praat nie, oor 'n erfporsie. So eintlik dink ons, maar ons is soveel jare later, dinge het soveel verander, maar dit het nie regtig nie. Ons as mense dink maar nog dieselfde. Ons trap in daai selfde strikke. En hoekom ons in daai selfde strikke trap, gaan oor eie belang. Elkeen van ons word tog gebore met 'n stukkie selfsugtigheid. As 'n babietjie gebore word, dan gee hy glad nie om of sy ma moeg is, of sy ma 'n lang dag gehad het nie. As hy honger is, dan huil hy. As hy doek vuil is, dan huil hy. As hy moeg is, dan huil hy. En sy ma moet net aandag gee. 'n babietjie kom selfsugtig in hierdie wêreld. En dan soos wat jou babietjie bietjie ouer word, is die kind ook maar selfsugtig. Dit gaan net oor wat hy of sy wil hê. En die uitdaging wat ons in hierdie wêreld het, is ons almal hou 'n stukkie van daai selfsugtigheid oor. Maar dan kom ons uitdaging by mense wat al daai selfsugtigheid oorhou. Daar mense wat nooit geleer het om nie te fokus op eie belang nie. Dis waar ons groot uitdaging in die wêreld inkom. En selfsugtigheid is nie iets wat van self weggaan nie. Jy moet geleer word om minder selfsugtig te wees. En daar wil ek ook vir julle noem, van ons is dalk in verhoudings en jy voel maar jou man of jou vrou is baie selfgesentreerd. Dit is dan jou werk om hulle op 'n mooi manier net so 'n bietjie reg te help. Die Bybel sê ons moet mekaar reg help. So wanneer jy in kontak is en so 'n noue verhouding is en jou kinders is selfsugtig of jou man of jou vrou is selfsugtig, dan is dit 'n baie slim ding om net so bietjie vir hulle te sê, let net bietjie op. Jy fokus so bietjie baie op jouself. Maar hier in hierdie geval gebeur dit nie. Hierdie broer fokus op homself. Hy is seker waarskynlik dan nou die jonger broer, die ouer broer het dan nou meer gekry of het alles gekry en hy voel, maar hy verdien 'n deel van daai erfporsie. Hy maak staat op 'n deel van daardie erfporsie. In die laaste gedeelte van Kolossense 3 vers 5, Kolossense 3 vers 5 noem 'n paar dinge op en een van die dinge wat hy noem is gierigheid en dan sê hy dat gierigheid is deel van afgodery.
Dis nogal rof om so daaraan te dink, as jy gierig is jy eintlik besig met afgoderry. Martin Luther het dit baie mooi gesê. Hy het gesê, whatever your heart clings to and confides in, that is really your God. Of in Afrikaans, waaraan jou hart ook al vashou en waarin jy vertrou, dit is regtig jou God. Dis hard as mens so daaraan dink. As jy absoluut vashou en geld najag en jy hou daaraan vas en jy vertrou in jou geld, dan is daai geld jou God. Ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie laat dit gebeur nie. Ons kan nie deel wees van hierdie afgoderry nie. God moet die enigste bron van hoop vir jou wees. Ons moet onthou dat ons God in beheer van elkeen van ons se lewens is. Maar so maklik hou ons hart vas aan oppervlakkige, aardse, kunsmatige, materiële dinge. Ons almal trap dikwels in daardie struik. En as jy daaraan vashou, as jy dit navolg, dan word dit jou afgod. Dan kom ons vers 16 tot 21 by die gelykenis. Jesus het altyd stories gebruik om die mense te leer, en dan vertel hy hierdie gelykenis van die ryk dwaas. So dis hierdie ryk man, materieel ryk, suksesvol. Hy het baie vrugbare grond, en hy het 'n baie goeie oes opgelewer, dit gaan met hom goed. En dan word hierdie ryk man effens gespanne. Dis nogal ironies, nee, want ons sal dink, maar as jy baie geld het, en jy het baie besittings, en jy het 'n goeie oes soos hierdie ryk man, dan moet jy minder gespanne wees. Maar hy is nie, hy is meer gespanne. Hy is gespanne, en dan begin hy dink. En dan praat hy met homself. En in hierdie gesprek, dan sê hy, maar waar gaan hy hierdie pragtige oes bære? Hy het nie plek om hierdie oes op te gaar nie. En dan beraam hy 'n plan en sê, maar hy gaan sy skuur wat te klein is afbreek, en hy gaan 'n nuwe groter skuur oprig. En dan het hy plek om sy oes te bære, om al sy ander besittings, al sy ander goedere op te gaar, en veilig te hou vir baie jare. En dan sê hy vir homself, hy hoef ook dan nie verder te werk nie, hy kan dan net goed leef, hy kan vrolik wees en eet en drink en gelukkig wees, want hy het sorg getref. Nou op die oog af klink dit nie te sleg nie. Elkeen van ons moet tog vooruit dink en vooruit beplan. So die feit dat hy sê, maar kom ek beplan, kom ek maak 'n plan om dit wat ek het te bestuur, om dit veilig te hou. Dis nie waar die probleem lê nie. Ek en jy moet tog ook beplan. Ons betaal 'n pensioenfonds, want ons beplan vir die dag wanneer ons nie meer 'n salaris het nie. Ons dink daaraan miskien om 'n huis te koop, want ons beplan vir eendag. Ons sit geld weg, want ons beplan vir eendag. Dis nie waar die probleem lê nie, want as die man gesê het, maar hy het die groot oes, en hy het op sy rug gelê, en niks gedoen nie, dan was dit ook nie reg nie. Ons moet voorbereiding tref, en ons moet beplan vir die toekoms. Maar wat hoor ons in hierdie gedeelte? Ons hoor dat hierdie gesprek absoluut ek versadig is. Ons hoor dat hy sê, dat hy hierdie mooi oes opgelewer het. Dat hy bekommerd is oor waar hy dit gaan bære, dat hy nie 'n groot genoeg skuur het nie. En dan dink hy sal sy skuur afbreek, en hy sal 'n nuwe skuur oprig, en hy sal sy goedere daar bære, en dan hoef hy nie verder te werk nie, want hy kan dan net vrolik wees en eet en drink en ontspan. So die probleem in hierdie gesprek, in hierdie gelykenis, in hierdie man se gesprek met homself, die gesprek is so ek versadig, dat hy dit nie eers met iemand anders voer nie. Hy voer dit sommer met homself. En nêrens in hierdie gesprek besef hy dat God voorsien, dat God vir hom dit so beskik het, dat hy hierdie suksesvolle oes het nie. Nee, hy maak staat op homself, hy maak staat op dit wat hy self bydra, dit wat hy self gedoen het. En dan antwoord God hom, deur te sê, maar vandag nog, vannag nog, sal jy jou lewe gee, sal jou lewe opgeëis word. Nou, nader aan die Grieks is eintlik jou siel of jou gees, maar uiteindelik, jou siel sal opgeëis word, en wat bly dan oor? Jy het dan niks bymekaar gemaak nie.
want iemand anders gaan dit ook nou maar net weer kry. So uiteindelik sê die Here, maar ek is nog in beheer. Ek bepaal wanneer jy lewe, wanneer jy sterwe. Ek bepaal of dit suksesvol is of nie. So jy kan nie op jou eie insigte staat maak nie. En die moeilikheid is, ons vergeet dit. Ons vergeet dat die Here in beheer van ons lewe is. Want hierdie beheer lê by God en God alleen. En hoe meer ons by mekaar maak, hoe meer begin maak ons op onsself staat. Nou mens moet 'n goeie middeweg vind. Ons kan nie byvoorbeeld sê, maar God sal my beskerm, so ek gaan net nooit my deure sluit nie, geen diewering en veiligheidshekke hê nie, ek gaan maar net met oop deure leef, want God is in beheer, God sal my beskerm. Dis tog ook nie reg nie. Ons moet die voorbereiding tref, maar ons moet besef dat God die een is wat in beheer is. Geld, mag, status, besittings, dis die probleem. Martin Luther het gesê, daar's 3 tipe bekerings wat in 'n mens moet plaasvind. Eerstens, bekering van jou gedagtes, jou kop, jou kognitiewe. Daar moet 'n bekering plaasvind. So met ander woorde, aktief moet jy besluit, ek kom vanoggend kerk toe. Ek weet nie van julle nie, maar ek het nou nog nooit opgestaan een oggend gedink, "Sjoe, maar vanoggend is ek dan nou lus vir kerk. Ek kan nou nie wag om kerk toe te gaan nie, lekker." Dalk het jy al so gevoel. Maar meeste van ons doen kerk toe gaan uit 'n gewoonte, omdat ons so groot geword het, omdat ons kognitief besluit, ek gaan vandag opstaan en ek gaan kerk toe gaan. Dis die bekering van die kop. Bekering van die hart. 'n Hartsverandering is so belangrik. Dis een van die moeilikste goed om te plaas te vind, maar ons harte moet bekeer, ons harte moet die Here navolg, ons harte moet hierdie geloof voel en uitleef. En dan het Martin gesê, in die eerste plek die kop, die tweede plek die hart, en in die derde plek die bekering van die beursie. Die bekering van die beursie, waar jy staat maak op aardse goed, op besittings en op geld. Want as ons besef, maar God sorg, God gee oorvloedig, God sal aanhou sorg en oorvloedig gee, dan verander ons perspektief. Dan jaag ons nie meer hierdie beursie na nie. Dan word hierdie beursie nie meer deel van ons afgoderry nie. Hy noem hierdie man 'n ryke dwaas, want in daardie tyd, hoe het jy 'n eerbare naam gekry? Deel daarvan was dat jy jou besittings deel met minder bevoorregtes. Ek het julle dalk al vertel, maar hulle het nogal gedink aan bronne is soos 'n koek. Daar's net 'n sekere aantal bronne. So as daar nou 'n koek se hoeveelheid hulpbronne is, en ek vat 'n groter deel, ek maak meer besittings vir myself bymekaar, ek maak meer geld vir myself bymekaar, dat ek mos nou 'n groter deel van die koek. Wat beteken vir almal anders, bly daar 'n kleiner deel oor. So om ryk te wees, was nie vir hulle positief nie. Jy moet deel met ander. Jy moet vat wat jy nodig het, jy moet vat wat jy kort, en die res moet jy uitdeel. J.P. Versteeg was 'n Nederlandse teoloog, en hy het gesê dat 'n egte God 'n gewende God is, en dat egte mense gewende mense is, en daarteenoor is nemende mense onmense. Dis nou nogal vir my mooi. As ons gewend is ons regte mense, maar as ons nemend is, dan is ons onmense. So wanneer ons gee, wanneer ons besef daar is genoeg vir almal, en ons deel wat ons het, dan kry ons 'n anderster vreugde. Maar wanneer ons fokus op onsself, op dit wat ons self kan bymekaar maak, op ons eie sukses, dan verkoop jy eintlik maar jou siel daarvoor. Dis hoekom ek vir julle sê, hierdie gedeelte sê, dat jou lewe opgeëis gaan word, maar eintlik staan nie dat jou siel, of jou gees opgeëis gaan word. Nou wil ek vandag vir jou vra, daai wat jy najaag, daardie sukses, sport, karre, huise, eiendom, 'n groot boerdery, baie geld, is dit die moeite werd om jou siel daarvoor te verkoop? Dan lees ons die laaste gedeelte, Lukas 12 vers 33 tot 34. Verkoop julle besittings en gee vir liefdadigheid. Maak vir julle beursies wat nie vergaan nie, 'n onuitputlike skat in die hemel, waarin 'n dief nie kan bykom nie, en geen mot kan verniel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. John Wesley het in die 1700s geleef, en hy was die vader van Methodisme, en hy het gesê, "Do all the good you can,
For all the people you can, in all the ways you can, as long as you ever you can. Doen al die goed wat jy kan, vir al die mense wat jy kan, en al die maniere wat jy kan, vir so lank as wat jy kan. Leef ek en jy so? Leef ons regtig so, deur te sê, maar ek doen alles wat ek kan, ek deel alles wat ek kan deel. Hierdie man, het dit nie net gesê nie, hy het dit ook uitgeleef. Hy het met 'n bitter min finansies oorleef. En soos sy salaris nou maar geklim het oor die tyd, het hy nog steeds met 'n klein gedeelte daarvan geleef. Die res het hy alles weggegee. Want hy het alles gedoen wat hy kan. Vir al die mense wat hy kan en al die maniere wat hy kan, vir so lank as wat hy kan. Spreuke 4 vers 23 lees ons in die 1983, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Of in die 2020, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Jou hele lewe word bepaal deur wat in jou hart is. En wat in jou hart is, word bepaal deur dit wat jy navolg. So is dit gierigheid of is dit God? Sal jy sê, jy lewe 'n lewe van gierigheid of lewe jy 'n lewe van vrygewigheid? Weereens, soos ek gesê, Martin Luther gesê, kop, hart en beursie. Dis die bekerings wat moet plaasvind. Jy gaan nie vandag hier uitstap en net dadelik al jou geld wil weggee nie. Maar dit moet begin by jou kop, om te besef, maar ek het genoeg. Miskien kan ek 'n bietjie daarvan met ander mense deel. En alhoewel ek spaar, alhoewel ek voorbereidings tref, moet jy onthou dat God in beheer is. Jy het nie gekom tot waar jy vandag is, omdat jy so vreeslik oulik is, of 'n goeie entrepreneur is, of goed kan spaar nie. Dit alles is nog steeds in die hand van God. En as ons dit besef, dan sal ons sê, maar dit wat God vir my gee, is 'n geskenk. En daarom kan ek hierdie geskenk ook weer uitdeel en vir ander mense gee. As ons nie gee nie, as ons nie vrygewig is nie, dan kan ons ook nie ontvang nie. Ons kan nie met 'n toe hand ontvang nie. So gee. Gee jou tyd, moenie dat jou tyd deel word van jou gierigheid, dat dit vir jou te belangrik is om uit te deel nie. Gee 'n oor wat kan luister. Gee jou bronne wat jy van te veel het. Moet nooit dat dit wat jy het vir jou so belangrik is, dat dit jou vashou, dat dit jou net daar vashou nie. 'n Man het eendag gekom by 'n ander ryk en suksesvolle man en het gesê, ek wil so graag 'n besigheid begin, maar ek het nie geld nie. En daardie man het gesê, weet jy wat, leë sakke het niemand nog ooit teruggehou nie, wel leë harte en leë beplannings. So moenie dat geld of besittings of aardse goed ooit jou so vashou, dat jy nie die groter prentjie sien nie. Gee, leef 'n lewe van vrygewigheid, moenie 'n onmens wees nie, wees 'n gewende mens. Vanoggend wil ek julle uitnooi om saam met my te staan en ons gaan die geloofsbelijdenis hardop doen. En wanneer jy jou geloof bely, dan sê jy, maar jy kies. Jy kies vandag met jou kop en jou hart om in die Here te glo, om in God drie enig te glo en na te volg. En daardie geloof kom dan uiteindelik by jou hande en voete uit. En dis wat uiteindelik lei daartoe, dat jy kan gee en uitdeel. So staan saam met my en dan doen ons die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom,
Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Here, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Laat ons vandag uitgaan en 'n verskil maak waar ons kan. Laat ons bidend bly in U naam, laat ons mekaar lief hê, dra, ondersteun en vergewe. Here, ons bid vir mense wat deur moeilike tye gaan. Ons bid vir mense wat Here, mense in ons omgewing wat deur 'n plaasaanval geraak is, mense wat langs 'n siekbed moet sit, mense wat na operasies moet genees, Here. Mense wat opsien teen operasies wat voorlê. Here, ons bid vir mense wat moeg en uitgeput is. Laat die genade hulle harte aanraak en hulle so omvou dat hulle U grootheid daarin kan besef. Here, dit vir ons alles uit genade, nie uit verdienste nie, in U naam. Amen. Julle kan maar sit. Ons dien dan nou die Here met ons offergawes. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 308 vers 1 tot 5.
Gaan uit en leef 'n lewe van dankbaarheid eerder as gierigheid. Die Here, ons God, sal jou seën en by jou teenwoordig wees. Amen.